Psalm 121. Nou ek het nou laasweek gesê ons gaan aan met ons reeks in Handelinge. So ons sou by Handelinge 22 gewees het, maar ek het die week by begrafnis gepreek en die Psalm voorberei vir die begrafnis, maar nie klaar gekry nie. So ek moes iets anders by die begrafnis preek en dan nou vanoggend Psalm 121. As jy 'n tema of 'n titel wil hê en wil onthou wat het ek gehoor vanoggend, is dit hierdie 3 woorde: beskerming vir pelgrims. Dis waaroor die Psalm gaan. Kom ons bid en dan hoor ons die woord van God. Ons roep U weer aan, Here, word stil in ons harte voor U. En ons bely dat ons afhanklik is van U, nie net vir ons lewe op aarde nie, maar vir ewige lewe. En om die woord van God te verstaan. En ons bid dat die Heilige Gees vir ons insig en begrip gee, wanneer ons hierdie Psalm lees en hoor, en dat ons lewe die effek daarvan sal voel, en dat ons reageer in gehoorsaamheid op wat hy vir ons leer. In Jesus' naam, amen. Het jy al ooit die pelgrimse reis gelees? Ek weet, ek het nou al baie van die boek gepraat in die kerk, of in Engels The Pilgrim's Progress deur John Bunyan. Miskien het jy die film gesien. Nou die storie gaan mos oor 'n man. Hy draai sy rug op die stad van verwoesting waar hy gebly het, om te vlug na die hemelse stad. En op sy pad na die hemelse stad, dan sal baie gevare wat hy teekom, Berg Sinai, wat 'n bedreiging is, Moedverloor moeras, of in Engels the Slough of Despond, en dan Apollyon, wat nou Satan is, die dal van doodskaduwee, die vallei van vernedering, leeu's op die pad, ydelheidskermis, of in Engels Vanity Fair, en dan die reus wanhoop, Giant Despair, en ongelowiges wat op die pad is, en vals Christene, skynheiliges, wat hom wil wegrokkel, die rivier van die dood, ensovoorts, ensovoorts. En van al hierdie gevare het die Here hom bewaar, die Here het hom daarteen beskerm. Kinders, beskerm. Nou moet ons vir onsself vra, is jy 'n pelgrim op pad na die hemelse stad? Is jy seker? Jy is op pad na daai stad toe. En dink nou net vir 'n oombliekie aan jou eie lewe. Wat is die gevare op jou pad? Nou Psalm 121 sê, die Here sal jou beskerm teen daai gevare. En ek hoop die Psalm gaan jou gerus stel. Kom ons lees 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is die skaduwee in jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar van elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Eerste vraag wat ons gaan beantwoord: wie sal ons beskerm? Vers 1 en 2. Party van julle onthou miskien, ek dink miskien nie wat bietjie jonger is, ek weet nie of die ou mense dit gekyk het nie. Onthou jy op TV so 15 jaar terug 'n program Highlander? Dit was van man Duncan MacLeod, from the clan MacLeod. Hy's gebore 400 jaar tevore in die Skotse Hoogland, en hy's nou al 400 jaar oud, en hy's onsterflik, byna onsterflik. Jy kan hom nie met 'n kar doodry nie, of met 'n mes doodsteek, of met 'n geweer doodskiet nie. Die enigste manier hoe hy kan doodgaan, is as jy sy kop afkap. Wat 'n storie, hoekom het ons dit gekyk? As jy sy kop kan afkap, en sy vyande het dit geweet, die ander Highlanders wat 400 jaar oud is, die Immortals,
En hulle het dit geweet, en daarom het Duncan MacLeod baie dikwels rondgehang by kerke en begrafplase, want dit is heilige grond. En daar kan hulle nie sy kop afkap nie. Kan God jou net beskerm op, in aanhalingstekens, op heilige grond? Kan God net sy volk beskerm, Israel, wanneer hulle by die tempel is, want dis heilige grond? Wel, die psalmskrywer, hy is nou op pad van sy huis af, het hy sy tas gepak en op sy donkie gelaai, en hy is nou op pad Jerusalem toe, soos al die ander mense in Israel. Waartoe gaan hulle? Hulle is op pad na een van die feeste toe in Jerusalem, want jy moet na Jerusalem toe gaan vir die feest, Paasfees of Pinksterfees, of die feest van weke soos dit genoem is, of die Hittefees, die 3-jaarlikse feeste, en ons weet dit, want die opskrif hier in Psalm 121, nie die een wat die Afrikaanse mense daar geskryf het, die een wat in die Bybel was, altyd 'n bedevaartslied, of miskien sê jou Bybel 'n pelgrimslied. Ja, want hier is nou 'n klomp pelgrims, en hulle is op pad Jerusalem toe vir die fees. En jy sal sien, van Psalm 120 tot Psalm 134, elke een van daai psalms het daai opskrifie, 'n bedevaartslied, of 'n pelgrimslied. Soos dit in die nuwe of die heel nuutste Afrikaanse vertaling genoem word. Nou om te gaan van jou huis af, ja, dis nou nie heeltemal om te ry van Johannesburg af Durban toe nie, want jy van Johannesburg af ry Durban toe, jy het die gevaar van karongelukke, en as jy te vinnig ry, kan jy 'n kaartjie kry, maar as jy in daai tyd nou gereis het, onthou jy is in jou sandale, en partykeer op jou donkie, en partykeer van jou donkie of jou kameel af, jy het ander gevare. Byvoorbeeld in Esra hoofstuk 8 vers 21 tot 23, toe hulle nou weggegaan het van Babylon af, hulle kom terug Israel toe, Jerusalem toe vas hulle en hulle bid, en hulle sê, Here, asseblief beskerm ons. Ons het vir die koning gesê, nee, jy hoef nie vir ons soldate te gee om ons te beskerm nie, ons God sal ons beskerm. Want as jy onthou die barmhartige Samaritaan, wat het gebeur met die man? Hy is oorval deur rowers, sy klere is geskeur, hy is geslaan, hy bloei, so dis die tipe dinge wat jy op jou pad gaan kry, wilde diere, rowers wat jou sal aanval en jou kaalstroop. Psalm 23 vers 4, al gaan ek deur die dal van doodskadewee, ek sal geen onheil vrees nie. Dis die prentjie van iemand wat hier loop en hier's klowe langs jou, en wat maak daai klowe? Skadewee. En dan, wanneer skyn die son daar binne? Seker net 12 uur of 1 uur in die middag. Die res is dit donker, so hulle kruip daar weg om jou te oorval. En as dit nou so is, wie gaan jou beskerm? Nou, wat sê die psalmis? Nou kyk, as hy nou sê, dis 'n bedevaartslied, hy is op pad tempel toe, nou sal hy van 'n afstand af, soos hy aangestap kom, of aangery op sy donkie, sien hy van ver af, sien hy Jerusalem, want Jerusalem, die tempel is op 'n berg gebou, so hy sien nie die berge, en nou vra hy, waar gaan my hulp vandaan kom? Vers 2, geef vir jou die antwoord, vers 1 vra hy die vraag, ek slaan my oë op na die berge, hierdie berg waar die tempel is, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Hoe sou Duncan MacLeod daai vraag geantwoord het? Duncan MacLeod sou gesê, die Highlander, hy sou gesê het, waar gaan my hulp vandaan kom? Ek moet net sorg dat ek gou by die tempel uitkom, want dan is ek op heilige grond, en heilige grond is veilige grond. En daar gaan niemand my kan doodmaak nie. Nee, dis nie wat die psalmis antwoord nie. Die psalmis antwoord, hoe antwoord hy? Vers 2. My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak is. Die God van Israel is nie 'n berggod nie. Hy is nie 'n afgod wat beperk is tot heilige grond, en net daar kan hy jou beskerm nie. Jy weet die Israeliete, toe hulle van die Here af weggedwaal het, en hulle begin afgode aanbid, waar het hulle afgode gaan aanbid? Nou luister wat sê Jeremia hoofstuk 3 vers 23. Waarlik, te vergeefs verwag hulle dit, hierdie mense wat die afgode aanbid, te vergeefs verwag hulle dit van die heuwels en die rumoer van die berge. Waarlik, in die Here ons God is Israel se verlossing. Ons hulp is nie in 'n berggod nie, in die afgode wat hulle op die heuwels gaan aanbid nie. Jy weet, 'n klomp jare voor dit, het die Israeliete een keer geveg teen die Siriërs.
Of in die ou vertaling sê dit die Arameërs. Die Siriërs kom, Ben-Hadad as hulle koning, en hulle beklei teen Israel op die berge. En wat gebeur? Hulle verloor. Wat is hulle slotsom? Ja, koning, weet jy hoekom het ons daai oorlog verloor? Want ons het op die berg beklei, en Israel se God is 'n berggod. Kom ons beklei teen hulle in die vallei, dan sal ons wen. Hulle het gou agtergekom, hulle was baie verkeerd. Want die God van Israel is nie beperk tot 'n berg nie. Vers 2 sê, hy het hemel en aarde gemaak, hy besit hemel en aarde, hy vul hemel en aarde. Waar kan ons God ons beskerm? Net op 'n berg? Of oral? En die psalmskrywer weet dit, hy sien die tempel op die berg, en hy weet, God kan my nie net daar beskerm nie. Hy is by my nou ook, terwyl ek op pad is soontoe. Ek dink ons het 'n gevaar, vandag, jy kyk na hierdie dinge en sê, ja, okay, dit is nou interessant, maar wat het dit met ons te doen? Ek gaan môre werk toe en ek het ander probleme om oor te dink, en ek het eksamens wat voor lê by my skool. Hoekom moet ek weet van, God is nie 'n berggod nie? Kom ek sê vir jou hoekom. Ons het pas op dat ons nie Jesus verander in 'n berggod, sodat ons maak asof hy ons net kan help en beskerm op sekere plekke en in sekere omstandighede nie. Toe ons nou met vakansie was, die huis waar ons gebly het, die slot, ons het nie die regte sleutel vir die slot nie, vir die groot hek voor. Nou weet ons, hulle weet mos nou wie se Gautengers. Hulle sien nou, hier kom hulle met 'n vol kar of 'n sleepwa. Ons vanaand breek ons in, of as julle uitgaan restaurant toe. Nou kan ons nie die hek sluit nie, want anders is ons toegesluit, dan kan ons nie see toe gaan nie vir 3 weke. En die eerste 2 aande was ek nogal angstig. Ek dink, as hierdie mense nou hier inbreek, wat maak ek nou? Totdat ek die beginsel van Psalm 127 vers 1 ter harte geneem het. Want Psalm 127 vers 1 sê, die tweede deeltjie sê, as die Here die stad nie beskerm nie, te vergeefs dat jy wagte op die mure sit. Dit help nie eers jy sit wagte op die mure, as die Here jou nie gaan help. Want hulle sal verby daai wagte kom. En dit help nie eers jy sit die slot op die hek, as die Here jou nie gaan beskerm nie. Dit sê nie jy moet nie 'n slot op die hek sit nie, maar moenie vertrou op die slot in die hek nie. So kan die Here jou beskerm, wanneer jou huis se alarm gebreek het, en hulle kom dit eers volgende maandag regmaak. Kan die Here jou beskerm, en sorg vir jou toekoms, as jy jou pensioenfonds verloor het, of as die plek waar jy jou geld belê het, ondergegaan het, nou het jy nie meer pensioen nie. Kan hy sorg vir jou toekoms? Kan die Here jou beskerm, as jou man Port Elizabeth toe is vir werk, of Switserland toe gaan vir besigheid, en jy is vir 2 weke alleen met jou kinders by die huis? Kan die Here jou beskerm, as versoekings en beproewings soos bomme om jou val, en dit voel vir jou, soos ons nou in Engels sê, it never rains, it pours. Die probleme hou net aan. Kan die Here jou beskerm? Kan die Here jou gesin beskerm, jou familie beskerm, as jy doodgaan? Wat gaan van jou huweliksmaat en jou kinders word? Kan die Here vir hulle sorg? Kan die Here hulle beskerm? Moenie bang wees nie. Hierdie Psalm leer vir ons, moenie vrees nie. Vrees sal jou lam lê, dat jy net niks kan maak nie. Is daar iets erger as dit? Maar kom ek sê vir jou, daar is iets erger as dit. En iets erger as dit, is as jy vir Jesus Christus hom verneder tot die status van 'n berggod, wat ons net in sekere tye en sekere plekke kan beskerm. Tweede vraag wat ons moet antwoord. Ons het nou geantwoord, wie sal ons beskerm? Tweede vraag, hoe sal hy ons beskerm? Vers 3 en 4. In 2011 het ek en Deidre Kaapstad toe gery deur die nag van Secunda af. Ons het 3 uur die middag weggetrek in Secunda, of miskien 3:30 en 9:30 die volgende oggend in Kaapstad aangekom. Nou soos ons deur die nag gery het, as ek bestuur slaap sy, as sy bestuur slaap ek, so het ons maar afgewissel. En terwyl sy bestuur, het ek doodrustig geslaap. Ek was kalm, ek was rustig. Hoekom? Want ek het geweet sy is wakker en sy is agter die wiel.
God is altyd wakker. God is altyd waaksaam, hy slaap nooit nie, en hy sal toesien, dat hierdie pelgrim wat nou op pad is van sy huis af na die fees in Jerusalem, God sal toesien dat hy nie eers sy voet soek op die los klippe in die woestyn nie, vers 3. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, hoekom nie? Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Want God in Engels, hoe sal ons dit in Afrikaans sê? In Engels klink dit mooi, he doesn't doze off. So, ek het vir 'n oomblik en nou het ek nie gesien nie en nou is jy in die moeilikheid. Nee, die Here sluimer nie. Psalm 91 vers 11 en 12. Die psalmskrywer, daai psalm het baie parallelle met 121, maar Psalm 91 vers 11 en 12, ons ken dit al te goed, Jesus het dit, in Matteus 4 word dit aangehaal, Satan het dit natuurlik buite konteks aangehaal, maar God sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë, hy sal jou op die hande, hulle sal jou op die hande dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. So die Here bewaar jou, hy beskerm jou. Het jy al ooit gevoel, wanneer jy bid, jy het nou vir 'n lang tyd oor iets gebid, dit voel regtig vir jou of die Here slaap. Die hemel is stil, jy bid, jy roep, jy vra vir hulp, daar's nie antwoord nie, en jy wonder, slaap die Here? Psalm 44, vers 20, of vers 24, 44 vers 24, as jy Engelse Bybel het, die vers gaan verskil, het mag vers 23 dan wees. Hier sê die psalmdigter daar, hy sê vir die Here, ontwaak, waarom slaap die Here? Word tog wakker, verstoot nie vir ewig nie. Dit voel vir jou of die Here slaap, en vir daai psalmskrywer, dit voel vir hom die Here slaap, want daar's nie antwoord nie, maar Psalm 121 maak duidelik, hy slaap nie, al lyk dit vir jou of hy slaap. Hy is wakker. Vers 4 sê, kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Nou hoor ek 'n beswaar by iemand hier, en jy sê, my hand is op. Ja, wat wil jy sê? Jesus het geslaap in die boot. Ken jy nie jou Bybel nie, dominee? Ok, Jesus het geslaap in die boot. Beteken dit, hy was nie God nie? Of beteken dit, hy was volkome mens? Het Jesus opgehou om God te wees toe hy die hemel verlaat het en mens geword het? Nee. Filippense 2 sê wel vir ons in vers 6 en 7, hy het dit geen roof geag om sy bestaan op God gelyke wyse te verlaat nie en die vorm van 'n diensknegt aan te neem, toe hy dit gedoen. So Jesus het vir die tydjie wat hy op aarde was, sy onafhanklike gebruik van sy goddelikheid prys gegee. Dis nie dat hy nie meer God was nie, of nie meer almagtig was nie, hy het daai onafhanklike gebruik daarvan prys gegee en gesê, ek sal afhanklik wees van my Vader vir al hierdie dinge. Dis wat gebeur het, en dis hoekom Jesus slaap, want hy is ook volkome mens. Nie omdat hy nie die God van Psalm 121 is nie, Jesus is die God van Psalm 121. Dis die afgode wat slaap, want hy het toe Elia die Baalpriesters uitgedaag het. Hy sê, kom julle Baalprofete, kom ons hou 'n kompetisie op die berg. Nou gaan julle vir Baal aanbid, julle bou julle altaar, slag die bees, en die God wat met vuur uit die hemel antwoord, hy is die ware God. En daai Baalpriesters hinke, pink en hardloop en hop om die altaar, en hulle sê, o Baal, antwoord ons, van vroeg die oggend tot 12 uur die middag, en toe begin Elia vir hulle lag. En hy spot hulle, en hulle aanroep, tot die son amper ondergaan. O Baal, antwoord ons. Elia sê later, hey, miskien het hy 'n nood gehad, uit goue draai gaan loop. Dis letterlik wat dit sê. Miskien is hy op vakansie, en hy het 'n reis, leisure by toe. Hy het 'n reis gevat, en, of miskien, hier's dit, of miskien slaap hy. Roep harder, maak hom wakker. Ja, die afgode slaap vir ewig. Ons God sluimer en slaap nie, sê vers 4. Hy is wakker en hy waak oor ons. Word God ooit moeg? Raak God ooit uitgeput? Jesaja 40 vers 28. Luister wat skryf Jesaja oor die Here. Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? God is 'n ewige God, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie.
Hy raak nie uitgeput nie. Het jy geweet as jy nie meer krag het nie, jy voel emosioneel pap of geestelik swak, koud, flou. Jy bid, jy vra vir die Here krag. As die Here vir jou krag gee, het jy geweet as hy vir jou krag gee, het hy nie minder krag nie. Dit is nie soos 'n glas wat jy uitgooi en nou jy bietjie water uitgooi, nou is daar net 'n halwe glas water. Nee. As God vir jou van sy sterkte en krag gee, verloor hy niks. Sy krag bly oneindig. Hy word nie moeg nie, hy raak nie uitgeput nie. Sal jy rustiger slaap as jy weet God slaap nie? Hy waak oor my. Ons moenie leef, ons moet versigtig wees as Christene, moenie leef asof God slaap nie. Asof God nie vir jou kan beskerm nie, asof hy onbewus is van jou probleme. Jy hoef nie wakker te lê in die aand in angs oor jou kinders, oor jou kleinkinders, oor jou werk, oor jou toekoms, oor jou finansies, oor veiligheid, oor wat ook al nie. Laat God God wees. Let God be God. Moenie sy plek wil inneem nie. Werp jou sorge op hom in gebed. Werp dit op hom en slaap rustig. As jy daar wakker lê en angstig is, gaan dit jou probleme wegvat? Kan die Here jou deur jou probleme help? Kan hy jou probleme wegvat? Volgende vraag wat ons moet antwoord, nommer 3. Waarteen sal hy ons beskerm? So wie sal ons beskerm? Nommer 1. Tweede vraag, kan ek nie onthou nie. Wat het jy neergeskryf? Goed, derde vraag, waarteen sal hy ons beskerm? Vers 5 tot 6. 'n Sonsteek gebeur wanneer jy vir lang tye in 'n bloedige son is. En dan wat nou gebeur is, die son laat jou so warm word, jou liggaam word so warm, dat jy op 'n plek kom, wat daai meganisme wat jou liggaam moet afkoel, is amper of, ons nou 'n Engelse frase kan gebruik, is amper of het malfunction. Nee, dan gaan my ma sal my sê wat dit is, na die diens. So, daai ding werk nie meer nie, jou liggaam koel nie af nie, kan homself nie afkoel nie, jy oorverhit 40.6 grade Celsius, as jou liggaamstemperatuur, dan gaan dit op, nê? En so met ander woorde is dodelik. Jy kan doodgaan van sonsteek, is nie soos gewone koors nie. Gewone koors is, daar's nou infeksie of inflammasie en dit veroorsaak koors. Hierdie is iets anders. Wat gebeur dan, simptome is, jy begin baie erg sweet, en dan skielik hou jy op sweet. Stop net, en jy dehydreer, so die vog en die water is uit jou liggaam, droë vel en rooi vel, duiseligheid, jy voel naar, jy het kwaai hoofpyne, jou hart klop vinnig, stuiptrekking selfs en spasmas en spierkrampe, jy raak verward en ek het nou nie geweet 'n mooi Afrikaanse woord vir fits nie, nee, soos amper soos 'n aanval, nee, so ons nou van epilepsie praat, so epileptiese aanval, epileptic fit. So dit gebeur dan en dan ook hallusinasie. So jy begin dinge sien. Kinders, 'n hallusinasie is wanneer jy goed sien wat nie daar is nie. Nee, jy sien hierdie dinge om jou. So dit gebeur dan ook. Nou met daai in gedagte, kom ons lees nou vers 5 en 6. Die Here is jou bewaarder, die Here is die skaduwee aan jou regterhand, die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Nou in vers 5, as hy sê die Here is die skaduwee aan jou regterhand, wat was tipies gewees in 'n weermag, in 'n oorlog? In wat se hand is die soldaat se skild? Sy linkerhand. Meeste soldate se skild sal in sy linkerhand wees. So wat's nou van sy regterhand? Hier sy swaard, maar sy regterhand is basies onbeskerm. En dis die prentjie wat jy moet kry in vers 5 wat hy sê die Here is die skaduwee in jou regterhand. Hy sal vir jou beskerm en bewaar. Nou as jy gereis het van jou huis af Jerusalem toe na hierdie fees toe, om so in die bloedige son, en dis nie die Kempton Park son nie, dis die Israel son. So dis 'n warm son wat skyn in daai woestyn, en om so te reis vir 2 dae, vir hoe lank ook al jy gaan gaan, dis baie gevaarlik. Jona, onthou toe Jona onder die bos gesit het, en toe eet die wurm die plant, en hier sit hy, en die son slaan op sy bles,
en dis warm in daai Ninive son, en hy wil flou word. Sonsteek. Ja, dis 'n gevaar. Ek twyfel nie, wanneer die psalmskrywer vers 5 en 6 skryf, wanneer hy sê in vers 5, hy is die skaduwee in jou regterhand, ek twyfel nie, daar's iets in sy kop. Wat dink jy is in sy kop? As hy dink aan 'n skaduwee, woestyn, wat van die Israeliete wat deur die woestyn getrek het van Egipte af? Wat was oor hulle kop om koelte te gee? 'n Wolk, onthou jy dit? Psalm 105 vers 39 sê die wolk was nie net daar om vir hulle te wys wat 'n pad om te gaan nie, dit was ook daar om koelte te gee in die woestyn, dat jou, as jy nou jou een sandaal miskien bietjie geskeur was, dat jou tone nie brand op die warm sand nie. En so bewaar die Here hulle. Nou wat beteken vers 6? Die tweede deel, die maan sal jou nie steek in die nag nie. Ons weet wat son steek, wat op aarde is maan steek? Nou, ons weet nie presies nie. Party mense dink, die maan het 'n effek op 'n mens dat jy kan mal word. Het jy al ooit gehoor van 'n lunatic? Nou, wat is 'n lunatic? Waarvandaan kom daai woord? Die son, as jy mos daai panele op jou dak het, laat jou geyser kan warm word, dan noem ons dit solar panels. So solar is son, lunar is maan, lunar calendar, nee, dis die maan kalender. So 'n lunatic, as jy spel dit nou nie met 'n R nie, maar lunatic is iemand wil te sê, hy het van sy noodles verloor. Hy het van sy kop afgeraak as gevolg van die maan. En mal geraak. Nou, dis nie feite nie. Dit mag net wees dat vers 5 en 6 eenvoudig dit beteken. Die Here sal jou beskerm teen al die gevare van die dag en die nag. Psalm 91 weer, vers 5 en 6. Hier sê dit, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel nie, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Daar sê dit, God bewaar jou teen alle gevare in die aand of in die dag. Dit mag ook wees dat, wat hy bedoel in vers 6, omdat die antieke mens, hulle die maan en die son mos aanbid as gode, né? Songod, maangod, dat hy vir hulle, dat die psalmskrywer nou sê, hey, jy hoef nie bang te wees vir afgode nie. En nie die mense wat na die son en die maan wil aanbid as afgode nie. Hulle kan jou niks maak nie. Die Here is die ware God. Hy sal jou beskerm. Kom ek vra jou 'n vraag. Dit is nou 2014. Hierdie is lankal verby. Daai tyd. Is God nog steeds die skaduwee aan jou regterhand? Is hy nog vir Christene, vir sy kinders? Nou, kom ons kyk wat sê die Bybel. Psalm 91, vers 1. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Dis waar vir hulle, dis waar vir gelowiges vandag. Psalm 121 is waar vir hulle, is waar vir gelowiges vandag. Jesaja hoofstuk 4 praat van wanneer die Messias kom. En Jesaja hoofstuk 4 vers 5 en 6, hoor wat sê hy? Dan skep die Here oor elke woonplek van die berg Sion, oor sy plekke van samekoms, 'n wolk bedags, rook met die glans van vuurvlam in die nag, want oor alles wat heerlik is, sal daar 'n beskutting wees. Daar sal 'n afdak wees vir 'n skaduwee, bedags teen die hitte en vir 'n skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën. Jesaja 32 vers 2. Praat ook van wanneer die Messias kom en leiers en die konings wat hy aanstel, vers 1 praat daarvan, van vers 2, elke een van daai regeerders wat in geregtigheid regeer, sal wees soos 'n toevlug teen die wind, 'n skuiling teen die stortreën, soos waterstrome in 'n dorstreek, soos die skaduwee van 'n swaar rots in 'n land wat versmag. Ek sien amper daai prentjie, sien jy in 'n woestyn hier, soos in Australië, daai groot rots in die Ayers Rock. En jy kry anders sulke rotse, graniet in die woestyn, en hierdie rots, jy loop so lank in die warm son, jy gaan sit net so teen die rots in die koelte. Lekker. So is die Here. Openbaring. Hoe gaan dit in die hemel wees? Openbaring 7 vers 15 en 16. Luister wat skryf hy oor die gelowiges wat reeds in die hemel is. Daarom is hulle, die Christene, voor die troon van God. Hulle dien hom dag en nag in sy tempel. Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan.
Hulle siel sal nie meer honger wees nie, hulle sal nie meer honger en nie meer dors nie. Nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Veilig, sy skadu is oor jou, hy bewaar jou. Nou kontrasteer dit later in Openbaring, hoofstuk 16 vers 8, met die goddelose, en dan sê dit, God sal sy oordeel op hulle uitgiet, die een engel gooi sy skaal uit, en die son sal hulle met sy skroeiende hitte tref. Dis die goddelose. Die gelowige, sy skadu is oor ons. Beteken nie jy gaan nie probleme hê nie, maar dit beteken jy gaan koelte hê, wanneer die probleme kom. Nou, hoe skuil jy? Hoe skuil jy by die Here? Want dit sê vir ons in Psalm 121, hy is die skadu, waar ons moet skuil. So hoe doen jy dit? Wel, jy doen dit, daar's net een manier hoe jy dit kan doen. Hoe is dit? Geloof in Jesus. Nou, wat is geloof? Wil jy 'n definisie hê? Kom ek gee jou sommer my eie definisie. Ek hoop is Bybels. Ek glo so. Geloof is om die feite van die evangelie te glo. Met ander woorde, Jesus is volkome God. Hy het mens kom word, sondeloos gebore, sondeloos gelewe, perfek gehoorsaam aan die wil van sy Vader. Hy het die straf vir sonde op homself geneem aan die kruis. Hy's dood, begrawe, hy het opgestaan, liggaamlik, op die 3de dag het hy uit die dood opgestaan. Plus, nie net dit nie, nie net daai dinge glo nie, want die duiwel glo ook daai ding. Plus, om na Jesus toe te hardloop en te skuil onder sy vlerke, in aanhalingstekens, soos kuikentjies sal hardloop, en skuil onder hulle groot ma, die groot hen, se vlerke, en daar sal die roofvoël van God se oordeel jou nie sien nie. Jesus het gesê, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens bymekaar maak. So dis hoe jy skuil. The only way to flee from God is to flee to God. Laaste vraag, wanneer sal hy ons beskerm? Vers 7 en 8. Daar was 'n teoloog in Amerika, in die 1800, sy naam was A.A. Hodge. Hy het hierdie storie vertel, van John Witherspoon. John Witherspoon het elke dag, van Rock Hill, dis waar sy huis was, het hy gery met sy perd, campus toe, by New Jersey College, wat nou later Princeton Universiteit geword het. Elke dag heen en weer, vir jare het hy so gereis. Eendag kom 'n jong man in sy kantoor ingestorm en hy sê, Dr. Witherspoon, Dr. Witherspoon, ek het met my perdekar gery van Rock Hill na die campus toe, en die perdekar het omgeslaan, en is verpletter teen die rotse, en ek het nie 'n skrapie opgedoen nie. Kyk net hoe beskerm die Here sy kinders. En Dr. Witherspoon het nie 'n oog gewink nie. Hy het gesê, kom ek vertel jou iets meer verstommend, van hoe die Here sy kinders beskerm. Ek het daai pad al honderde kere gery, en my perdekar het nog nooit omgeslaan nie. En my perdekar is nog nooit verpletter teen die rotse nie. En ek het nog nooit 'n skrapie gekry nie. Jy sien, die les wat ons daar leer, is as ons hierdie vraag antwoord. Beskerm God ons net wanneer ons hyg na ons asem en hoendervleis kry en jou hart klop vinnig en jou palm sweet en dit was nalskraap? Of beskerm die Here ons selfs wanneer jy in die ongeluk was en jy deurgekom, of jy was in die ongeluk en jy is dood en hy bring jou veilig in die hemel, of jy was nog nooit in 'n ongeluk nie. Maak nie saak watter kant toe nie, die Here sal ons beskerm. Psalm 91 sê dit weer in vers 10. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Vers 13, op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. So hierdie pelgrim
wat op pad is van sy huis na die fees toe. Die Here beskerm hom teen rowers, die Here beskerm hom teen wilde diere, die Here beskerm hom, sê vers 7, van elke onheil. Die Here bewaar hom selfs van die dood. Sê vers 7 se tweede deel, jou siel sal hy bewaar, miskien sê jou Bybel, jou lewe sal hy bewaar. Hy beskerm jou lewe. En al is jou lewe nie hier op aarde bewaar nie, jy gaan dood, jy het ewige lewe, en jy is bewaar, en jy sal veilig in die hemel kom. Wat bedoel hy in vers 8? As hy sê, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar. Wel, in 2 Samuel 5, vers 2, toe sê die Israeliete, Dawid, jy moet ons koning wees. Want onthou jy toe Saul koning was, wie het ons uitgelei en ingelei? Dit was jy. Wat bedoel hy uitgelei en ingelei? Oorlog toe. Of in Numeri 27 vers 17, toe sê Moses, Here, ons het nou 'n nuwe leier kry, want ek gaan nou doodgaan, ek gaan nie in die beloofde land in nie. So Here, stel U 'n man aan, wat ons kan uitlei en inlei. Want anders te gaan U skape wees so skape sonder 'n herder. Wat bedoel hy daar? Wel, iemand wat hulle oorlog toe kan vat uit en in, en skape. In die oggend vat die skaapwagter hulle uit, hulle gaan wei, en in die aand kom hulle terug. So wat sê vers 8, die Here sal jou uitgang en ingang bewaar. Wanneer die Here se soldate uitgaan, hy sal hulle beskerm teen die vyand, hulle sal oorwin, hulle sal veilig terugkom. Wanneer die Here se skape uitgaan, hy sal hulle bewaar teen wolwe, hy sal hulle veilig terugbring kraal toe in die aand. En so is die Here se beskerming oor ons. En dan is daar die belofte van Deuteronomium 28 vers 6, wat sê as jy gehoorsaam is, die Here sal jou uitgang seën en jou ingang seën, wanneer jy uitgaan en wanneer jy terugkom. En nie net nou nie, wanneer sal hy jou bewaar? Wat sê vers 8 se tweede deel? Van nou af tot in ewigheid sal hy jou beskerm. Nou hoe moet jy reageer hierop? Ons vat nou so 'n paar toepassings ten slotte hier. Wat is jou reaksie op hierdie bewaring? As die Here jou gaan bewaar tot die einde toe, nie net in hierdie lewe teen skelms en teen ongelukke nie, ons praat nie net daarvan nie. Jy kan daai dinge deurgaan en die Here gaan dit ook ten goeie meewerk, maar ons praat van, hy gaan jou bewaar uiteindelik, dat dit jou nie uiteindelik skade doen nie, en jou redding wegvat nie. Jou eerste reaksie op hierdie leerstelling moet wees, jy moet dit glo. Nou sê jy, wag 'n bietjie, maar dis nou dom wat jy daar sê. Glo alle Christene dit nie? Nee. As party Christene wat sê nee, jy kan jou redding verloor. As party Christene wat sê nee, die duiwel gaan jou kom steel, al behoort jy aan Jesus. Wel, my Bybel sê anders. Jesus het gesê, niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Johannes 10, 27 of 28 en 29. Niemand sal jou uit die hand van my Vader ruk nie, want die Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal. Paulus het gesê, niks kan jou van God se liefde skei nie. Niks in die skepping nie. Behalwe ek. Nee, behalwe niemand. God sal jou bewaar tot die einde toe. 1 Tessalonisense 5, 23 en 24. Hy sal jou onberispelik bewaar, na liggaam, siel en gees, tot by die wederkoms van Jesus. Hy wat roep is getrou, hy sal dit ook doen. God kan nie ontrou wees aan sy eie woord nie. 2 Timoteus 4 vers 18. God sal my veilig bring. Hy sal my veilig hou teen al hierdie bose Here, sê Paulus, nê? Hy sal my veilig bring in sy hemelse koninkryk. Judas vers 24, ons sing dit in ons kerk. Nou aan hom wat mag het om jou te bewaar van elke struikeling en jou onberispelik te stel voor sy grootheid met groot blydskap. Hy sal jou bewaar. Nou reageer iemand dalk en sê, maar wag 'n bietjie. Dit wat jy nou sê, God sal my bewaar, ek sal nie my redding verloor nie. Dit moedig mos, gaan dit nie mense aanmoedig om geestelik lui te wees nie. Nee, ek hoef nie die Here te volg en ernstig te dien nie, want ek kan nie my redding verloor nie. Gaan dit nie mense aanmoedig om te sondig nie? Hulle het nou 'n lisensie om te sondig. Ek kan nie my redding verloor nie, ek kan sondig soos ek wil. Nee. Jy moet nie dit van selfsprekend so aanvaar nie. In Engels sê ons, don't presume. God sal jou bewaar, hoe? Deur dat jy aanhou om die evangelie te glo, aanhou skuil onder die vleuels van Jesus Christus. Moenie ophou om te bid wat Jesus jou geleer het nie. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Beskerm my, Here, bewaar my van elke onheil, soos vers 7 sê.
Jy glo aan die een kant en ek glo dit ook en is reg. Jy glo eens gered, altyd gered. Balanseer dit met hy wat tot die einde toe volhard sal gered word. Matteus 10:22. So God bewaar jou. Hoe bewaar hy jou? 1 Petrus hoofstuk 4 vers 5 of vers 4 en 5 sê vir jou hoe hy jou bewaar. Luister wat skryf Petrus. Ons het 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis. Dis wat ons het in die hemel. Dit word vir ons bewaar in die hemele. Hoe? Wat in die krag van God bewaar word deur die geloof. Jy moet aanhou glo tot die einde. So God sal dit bewaar. Ja, hy sal jou nie laat verlore gaan nie, maar sy manier hoe hy dit doen is, hy werk in jou hart, laat jy aanhou glo en nie opgee nie. Hoe het Pelgrimsrus sy naam gekry? Was jy al in Pelgrimsrus gewees, in Mpumalanga? Hoe het daai dorp sy naam gekry? Nou, ek het Johan Noppe gebel, hy is 'n toergids, want my internet was te stadig, ek kon nie Google nie. En toe Google ek in elk geval, later. In 1873 het Alec Patterson na die gebied toe gekom, hy het spoelgoud ontdek, en toe hy die spoelgoud ontdek, daar in die riviere, in die stroompies, man, dit was nie lank nie, die woord versprei, en die massas stroom soontoe. Prospekteerders kom van oral af, hierdie miners, en soos wat die miners in die dorp ingekom het, in die plek ingekom het, die mense wat nou klaar daar was vir mekaar gesê, another pilgrim has come to rest. In 1972, toe word Pelgrimsrus 'n spookdorp, en 'n klompie jare later, ek dink in 1986 miskien, het die regering dit verklaar tot 'n lewende museum. Jy het 'n beter erfenis as spoelgoud. Jy het 'n erfenis in die hemel. Jy het 'n erfenis by Jesus Christus in 'n ewige stad wat nooit 'n spookdorp sal word nie, nooit verklaar sal word tot 'n museum nie. En Jesus sal jou beskerm totdat jy daar kom. En as jy daar kom, dan sal hierdie psalmskrywer en ander Christene, soos Tannie Grietjie, wat laasweek weg is, oorlede is. Sal ander Christene en die psalmskrywer wat klaar daar is, vir mekaar kyk en sê, another pilgrim has come to rest. Kom ons bid. Dankie Here, dat ons daai vooruitsig het, en terwyl ons hier op ons pelgrimsreis op aarde is, die vaste versekering uit die woord het, U sal ons beskerm. Amen.